Ja, Here, vanoggend wil ons saam met die hele skepping sing. Hoe groot is U? Here, U is waardig tot lof. Here, want U het die prys betaal. U het gekom en ons kom loskoop deur die bloed van Jesus. Dankie Here dat ons saam met die volke kan hande klap en daarvoor kan juig. Here, die woord waarmee ons gegroet het, het gesê, Here, hoe hoog en hoe ver is U liefde. Here, ons kan dit nie bepaal nie, want so groot is dit, en daarom aanbid ons U. Here, ons kom bid vir hierdie gemeente. Ons sê vir U dankie, Here, dat U voorsien het in 'n beroeping. Ons bid so vir Sean en sy familie, Here, dat U ook met hulle sal wees, Here, dat U hulle sal seën in die proses verder. Dankie vir Dominee Johan, wat namens die dagbestuur saam met Gina daarso by ACK Taupe ook nou bedien vanoggend. Here, seën hulle ook daar. Here, en dan kom bid ons vir die woord. Ons kom bid, Here, dat U wat die saaier is van die woord, ook dit op vrugbare grond sal laat val. Dat U dit sal groei, en dit wat U op U hart is, Here, op ons harte kom skryf, sodat ons daarmee kan uitstap vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir die wat wou opsoek, ons gaan uit Filippense 1 vandag lees. Die woorde sal wel ook op die bord beskikbaar wees om saam te lees. Nou, Paulus skryf vanuit Rome, 10 jaar nadat hy by die gemeente in Filippi was, 'n brief aan die gemeente. Hulle het aan Paulus gedink en hulle het vir hom hulp gestuur deur die gemeente, met die wete dat Paulus sit in die tronk. Hulle weet ook hoekom hy 'n gevangene is. Want net soos toe hy ook by hulle was hy ook daar in die tronk gegooi. Hy, 'n kampvegter vir die evangelie. Kom ons lees saam Filippense 1 vanaf vers 3. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer. En dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel as in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. En dit is die woord van die Here vir ons vandag. 'n Gemeente na aan my hart is hoe Paulus oor die gemeente in Filippi dink. Terwyl Paulus hierdie brief skryf, ervaar hy 'n gevoel van warmte. Dis 'n warm gevoel wat 'n mens net nooit vergeet nie. Wanneer iemand vir jou iets doen, vanuit 'n ware omgee, en juis in jou dankbaarheid daarvoor, kan mens letterlik hierdie warmte binne jou voel. Ons sien met die verhouding tussen Paulus en hierdie gemeente, dat daar is 'n wederwysige liefdesomgee tussen hulle, van Paulus se kant af, en ook van die gemeente se kant af.
Hy is hier besig om vir hulle 'n brief te skryf langs iemand wat die gemeente juis vir hom gestuur het. Sy naam Epafroditus. Hy het al die pad van Filippi na Rome gereis om Paulus in sy nood te help en hom te bemoedig. As ons na die kaartaanwysings kyk, kan ons baie duidelik sien dat dit 'n ver pad was wat hierdie man gekom het om Paulus te besoek. Dalk oor land, maar hy het heel waarskynlik seelangs gereis om Paulus te kom sien. Paulus skryf later weer van hom in Filippense 2. Ek het gedink ek behoort Epafroditus, my broer, my medewerker, my medestryder, wat deur julle gestuur is om my in my nood by te staan, na julle toe terug te stuur. Hy verlang baie na julle almal en was bekommerd, omdat julle gehoor het dat hy siek was. Hy was regtig doodsiek. Paulus, in sy eie nood en slegte omstandighede waar hy is, gee om vir die welstand van hierdie gemeente en hy sê vir hulle, ek stuur hom sommer dadelik terug, sodat julle, wanneer julle hom sien, bly kan wees en ek minder bekommerd. Die gemeente is werklik na aan sy hart. Dat hy nie net hom wil terugstuur na hulle toe nie, maar hy sê in vers 19, ek hoop om, as dit die Here se wil is, binnekort vir Timoteus na julle toe te stuur. Dit sal my goed doen, as ek weet hoe dit met julle almal gaan. So waarom hierdie hart vir die gemeente in Filippi? 'n Gemeente by wie hy uitgekom het, wat nie eers op sy reisplan was nie. Want dit was God se plan. Met die tweede sendingsreis, nadat Paulus vir Timoteus op sy reistog ontmoet het, lees ons in Handelinge, dat hulle op pad was na 'n gebied daarbo in Klein-Asië, en dat die Heilige Gees het hulle verhinder om soontoe te gaan. En dit is toe hulle by Troas uitgekom het, en waar Paulus hierdie visioen gekry het een nag, van 'n man in die Macedonië gebied, wat vir hom sê, kom oor na Macedonië toe, kom en kom help ons. Dit was hulle oortuiging dat dit God se plan is, en hulle het toe daarheen gereis, en hulle het by Filippi aangekom. En daar ontmoet hulle vir Lydia. Sy hoor toe die waarheid van die evangelie, en sy kom tot geloof. En daar het sy ook haar huis vir hulle oopgemaak, om tuis te gaan, en betoon daardeur haar oop hart van gasvryheid. Nou terug by Paulus se brief. 10 jaar later, dans sy hart nog steeds van vreugde, wanneer hy vir hierdie gemeente bid. Ek kan net dink, dat hy 'n glimlag op sy gesig gekry, soos wat hy skryf, en as hy terugdink, oor hoe hierdie mense deel geword het van sy pad, ter verdediging van die evangelie. Hy onthou, hoe die mense wat deel is van die gemeente, hulle harte oopgemaak het. Lydia, met haar gasvryheid, deur haar huis oop te maak. Toe Paulus en Silas in die tronk was, en lyfstraf gekry het, het die soldaat en sy gesin hulle wonde gewas, en vir hulle kos gegee. Hy weet ook dat hulle vir hom bid, en is oortuig dat onder leiding van die Heilige Gees, dat hulle gebede vir hom verhoor sal word. En nou stuur die gemeente vir Epafroditus na hom toe, vir bemoediging en ondersteuning. En hy bring ook bydraes vir Paulus as hulp. Dit alles wys hulle liefde vir hom, en vir dit wat hy saam met hulle vir die evangelie doen. Paulus besef dit, en daarom bid hy vir die gemeente, altyd met blydskap, omdat hulle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Hierdie samewerking is nie beperk tot daar waar Paulus is nie, maar hulle het self waar hulle is, ook aktief met hierdie stryd volgehou.
Hulle belange was ook daar waar hulle medewerkers heen gaan. En hulle het so gegee, en hulle het gedoen, hulle het saamgewerk, daar waar dit nodig is. Elkeen van ons, as ek nou terugdink aan laasweek se preek van Dominee Johan oor finansies, is besig om in watter wyse te deel in die verkondiging van die evangelie. Het sy dit met jou geld, met jou tyd, jou gawes, jou omgee? Dit sluit ook nou aan by dit wat ons nou hierso lees oor die gemeente in Filippi, wat nou as 'n liggaam begin saamwerk het. Elke een waar hy kan. 2 Korintiërs 8 praat van hierdie gemeente se entoesiasme en hulle gewilligheid om deel van hierdie liefdeswerk te word van die evangelie. Daar staan, al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. Al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Uit eie keuse het hulle by ons daarop aangedring. Hulle het by ons kom smeek om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Deel van die pad wat Paulus saam met die gelowiges daar gestap het, is toe hy en Silas opgesluit was in die tronk. Met die aardbewing het die soldaat gedink dat hierdie man het nou ontsnap en hy wou selfmoord pleeg, want hy sou regtig in groot moeilikheid beland het as dit sou gebeur het. Maar Paulus het hom gekeer en gesê nee en hom gerusgestel, ons is nog hier. En dit als het aanleiding gegee dat hierdie soldaat tot geloof gekom het. Hulle is daarna na die soldaat se huis toe en die goeie nuus het verder versprei. En ons lees daarvan in Handelinge 16 vers 33. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem, hulle wonde gewas. Uit al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle 'n ete voor. Hy en sy huisgesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het. Paulus het hier omgee, versorging en bemoediging van die gelowiges ervaar, ten spyte van sy swaar stryd. En dit is waarom hy so dankbaar is teenoor hulle. Hulle wat sy hart warm maak. Want in dit deel hulle ook in die verkondiging van die evangelie. Ja, hulle deel daaraan. Al is hulle nie self daar waar Paulus in die stryd is nie. Die gevolg van wanneer ons so deel in die verkondiging van die goeie nuus, hoe ook al ons kan, beteken dit dat mense kom tot bekering. Mense kry deel in die groot erfenis wat God ons beloof. Dis soos met hierdie soldaat waarvan ons nou net gepraat het. Na die aardbewing het hy hulle buitekant toe gevat en gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En hulle het geantwoord, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Dit is al wat saak maak wanneer daar saamgewerk word in die verkondiging van die evangelie. Dit is die enigste rede waarom 'n mens genoodsaak is, dit jou dryf word. Net soos met hierdie gemeente, om so deel te word. Baie hard te werk, ongeag wat dit van jou vra, waar jy jou bevind, of die stand van jou omstandighede. Paulus is vol vreugde en dankbaar, want ook hulle deel in die genade wat God gee. Elkeen wat deel is hiervan stap ook self in sy eie lewe 'n noue pad met die Here. Dit bring entoesiasme en dit vier die motivering aan wat gevul word met 'n vreugde in God. Hierdie vreugde lê in dit dat
wat Christus namens ons kom doen het aan die kruis. Om ons deur sy groot liefde vry te koop, deur sy lewe te gee in ons plek. En dit is verblydend. En is 'n rede vir samewerking, 'n rede vir diens, 'n rede vir gee. 'n Gemeente na aan my hart. Hulle is saam met Paulus kampvegters vir die evangelie. Hulle liefde vir ander is sigbaar in alles wat hulle doen en gee. En nou wil Paulus hulle aanspoor om net nog meer te doen, omdat dit wat hulle doen so belangrik is. Daarom bid hy vir hulle in vers 9. Ek bid dat julle liefde vir mekaar meer en meer sal word. Wanneer jou liefde vir mekaar toeneem, maak jy keuses in die lewe op grond van dit wat regtig saak maak. Dan word ander en hulle behoeftes die fokus op jou besluite en nie jou eie selfgerigte lewe nie. Jy kyk buitentoe in plaas van binnetoe. Dis 'n fyn aanvoeling wat ontwikkel om te onderskei wat regtig saak maak. 2 Petrus 1 vers 5 het dit so mooi opgesom. Deurdat jy glo dat God se beloftes aan jou behoort, wys jy dit deur daarvolgens te leef. En wanneer jy daarvolgens leef, sal jy God beter leer ken. En wanneer jy God beter ken, dan kan jy dissipline in jou lewe hê. En hierdie dissipline help jou om te volhard in moeilike omstandighede. En dit loop uit dat jy lewe soos God wil hê jy moet leef. En op die ou einde bring dit liefde vir ander gelowiges wat maak dat jy almal liefhet. Dan kom jy agter wat regtig saak maak. En dit wat regtig saak maak is wat die uitbreiding van die evangelie bevorder. Ek het nou vanoggend stil geword om net weer die boodskap voor die Here te bring. En soos jy weet, is ek nou in my praktiese jaar en ek leer nou nog. En ek het toe nou begin wonder oor die boodskap. En wat vir my verskriklik lekker was, is toe ek toe nou verder lees en ek kry toe nou bevestiging van die Here oor die boodskap vir vandag. En ek wil amper sê 'n uitroepteken. En ek wil graag dit wat ek gelees het net vir julle lees. Ek het toe nou verder want ek is besig in die boek van Petrus. So toe lees ek bietjie verder en is in 1 Petrus 4. Daar staan en ek lees 2 verskillende vertalings. Die belangrikste van alles is dat jy meer onselfsugtig moet lief hê. Sulke liefde maak baie sondes toe. Daar is niks so belangrik as dat julle mekaar liefhet, asof julle eie lewe daarvan afhang. Die liefde sien ander se foute oor en gaan nie daaroor te kere nie. As iemand by jou opdaag en jou hulp nodig het, help hom met 'n glimlag, sonder om onderlangs te kla of te brom. God het aan julle elkeen uitsonderlike talente gegee. Daarom moet julle julle talente gebruik om ander te help. Dis 'n liefde wat opbouend is en nie kom afbreek nie. Dis 'n liefde wat dan jou fokuspunt verander. Die fokus bly op die koninkryk en die bou daarvan. En jy bly aktief betrokke daarmee. God word verheerlik daardeur.
Want jy staan nou in die regte verhouding met God, omdat jy doen wat hy verwag. Daar is hierdie belofte vir die wat dit doen en besig is met wat belangrik is. Paulus sê dat hy is ten volle daarvan oortuig dat die Here dit wat hy in 'n mens begin, dit wat die Here in en deur jou lewe kom doen, dat hy daarmee sal volhou tot die einde, tot en met die dag wanneer Jesus weer kom. En so het Paulus begin met hierdie brief. Julle is 'n gemeente na aan my hart. Een wat my hart warm maak en van vreugde laat dans. Ook hy, in sy eie omstandighede, sit hy ander se behoeftes bo sy eie, gemotiveer deur sy liefde vir hulle. Ek sluit af met 'n vraag. Waar staan ek as deel van hierdie gemeente rondom my liefde vir ander? Is daar plek hier binne dat my liefde vir ander net nog meer kan word? Dat ek daardeur myself en my behoeftes eenkant toe kan skuif, dat die Here in en deur my kan werk, ten spyte van dit wat ek al reeds doen en gee. Ons as 'n gemeente doen en werk baie goed saam, maar dit moenie daar bly nie. Dit moet dieper gaan. Dit moet meer word. En daarom het Paulus so 'n gebid vir so 'n gemeente wat reeds so baie doen vir die evangelie. Dat hulle nie daarby sal berus nie, maar dat hulle liefde sal groei en meer word, om te kan onderskei dit wat regtig belangrik is. Mag ons as 'n gemeente ook 'n gemeente wees waarvan mense kan getuig. 'n Gemeente na aan my hart. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie vir die woord. Dankie vir die bemoediging, Here. Hierdie was soveel jare terug vir 'n gemeente geskryf. Here, wat so lief was vir U, wat geleef het vir U, Here. Mag ons by hulle leer, mag ons dit navolg. Help ons, Here, om as 'n gemeente hier te kan uitstap. Here, en net nog meer in liefde te groei vir mekaar. Net meer liefde te kry vir ander mense. Sodat ons regtig kan onderskei waarop dit neerkom. Here, want mense het redding nodig. Mense het Jesus nodig, Here. En hulle kan dit net sien as ons U begin weer speel in die wêreld daar buite. Deur ons liefde vir mekaar en ons liefde vir U. Dankie vir U voorbeeld, Here, dat U ons voorgegaan het en reeds U liefde so aan ons bewys het, deurdat U U lewe gegee het. Mag ons, Here, ook so in U voete stap en so verander word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.